Goeiemiddag. Weer eens nog 'n wonderlike Sabbatsluiting. Maar voor ons begin, kom ons maak ons oë toe. Ons dierbare kosbare Vader in die hemel, weer eens baie dankie vir 'n heerlike Sabbatsure wat ons by U kon wees. Here, dat ons altyd sal besef, wanneer ons by U kom en by U voete kom sit en na U boodskap luister, is dit vir ons lewensbelangrik dat U woorde wat in U boek geskrywe is, vir ons daar geplaas is, om dit in te neem, want dit is vir ons 'n blywende boodskap tot in ewigheid. So bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen. Ek gaan vandag praat oor die woord van God. Ons het ook 66 briewe van God ontvang. Elkeen met 'n rykdom wat geld nie kan koop nie. Beloftes van seën en van vrede en geluk, versekering van redding en 'n hiernamaals wat wag. Wegwysers oor gesondheid, medemenslikheid, mededeelsaamheid en oor die dinge in die lewe wat werklik saak maak en waaroor die lewe eintlik gaan, en bovenal die padkaart na die ewige lewe. Die verskil is, ons kan almal lees, maar so dikwels bære ons God se liefdesbriewe op die boekrak, op die bedkassie, onoopgemaak, dalk vol stof. Jou hele lewenskwaliteit sal dramaties verander as jy gereeld God se briewe aan jouself oopmaak, lees en hom daardeur beter leer ken. Hoe kan enige iemand sonder die padkaart van die lewe verwag om by sy ewige bestemming uit te kom? Johannes 5 vers 39 sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Dit is die wat van my getuig. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die waarheid toe gaan behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Die ewige lewe is slegs in Jesus te vind en die skrifte getuig van hom. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Johannes 8 vers 31. 'n Disipel van Jesus sal in hom glo en gehoorsaam wees. Die skrifte vertel ons wat Jesus van ons verwag. Geliefdes, maak dit jou voorneme om Jesus en sy wil vir jou lewe beter te leer ken, deur daagliks tyd in sy geselskap, deur sy woord en gebed deur te bring. Dit sal 'n ewige verskil in jou lewe maak. Dan kom ons by daardie gedeelte wat sê, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet. Selfs sielkundiges en psigiaters word vandag oorval met mense wat allerlei probleme het. Navorsing het iets interessants ontdek. Met die daaglikse lees en bestudering van die Bybel verminder baie van hierdie probleme met tot hoë persentasies. Probleme soos onder andere eensaamheid verminder met 30%, bitterheid in verhoudings met 40%, woede kwessies met 32%, soeke na rus en vrede met 32%, voel geestelik stagnant 60%, kritiese gees met 230%, om jou geloof met ander te deel met 200%, die onthou van Bybelverse en gedagtes
met 407%. Merkwaardig, waarom maak die lees van die Bybel so 'n groot verskil? Die Bybel is die geskrewe woord van God. En dan ken ons almal hierdie vers. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingeïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde Here reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werke. Die blote lees van die woord sal nie veelzeggende betekenis vir jou inhou, tensy dit ernstig bestudeer en gekoester word nie. God se plan was dat sy woord lewensverandering moet wees, dat ons hom daardeur beter sal leer ken. Dit kom nie van selfsprekend nie, maar verg verstandelike inspanning en is ernstige soeke na die waarheid. Ons moet die Bybel ywerig bestudeer en God vra vir die hulp van die Heilige Gees, sodat ons sy woord kan verstaan. Ons moet een vers neem en ons gedagtes konsentreer op die taak om dit vas te stel watter gedagte God in daardie vers vir ons gestel het. Ons moet stil staan by die gedagte totdat dit ons eie word en ons weet wat sê die Here. Daar is min voordeel te verkry uit die hastige lees van die skrif. Mens kan die Bybel deurlees en tog nie die skoonheid daarvan raak sien of die diep en verborge betekenis daarvan begryp nie. Een gedeelte wat bestudeer is totdat die betekenis daarvan vir die verstand duidelik is en die verband daarvan met verlossingsplan duidelik is van meer waarde as die deurlees van baie hoofstukke met geen definitiewe doel in die oog nie, geen positiewe onderrig verkry nie. Hou jou op die Bybel. Soos jy geleentheid het, lees dit. Bære die tekste in jou hart en in jou gedagte. Bepeins daaroor. Maak dit 'n gebedsaak. En ons sal die pad langs vat na die ewige lewe toe. Kom ons bid saam. Ons ewige kosbare Vader in die hemel, weer eens baie dankie vir u liefdesbriewe wat u vir ons nagelaat het. Dankie dat ons weet ons kan dit nog in ons hande hou, dit kan lees, in ons gedagtes kan plaas en in ons harte kan bære, wat u vir ons wil sê, dat ons dit sal bewaar, en waar ons ook al mag gaan, dit sal uitlewe volgens u wil en u wil alleen. So bid ons tot eer en verheerliking van u heilige naam, Jesus Christus. Amen. Ek wil graag afsluit met hierdie pragtige lied wat in Engels gesê word. Give me the Bible. Geseënde week verder vir julle. Totsiens. Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer lone and tempest-tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear.
Give me the precious words by Jesus spoken. Hold a faith's lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten. That light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day.